Dankbaar vir die Here vir al die kosbare geleenthede wat hy vir ons gee, sodat ons met mekaar kan deel oor die woord. So mag die Here vir u seën daar waar u is, daar waar u ingeskakel is, en mag u sommer net die goedheid en die getrouheid van die Here op hierdie oomblikke ook in u lewe ervaar. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dit is altyd vir ons 'n voorreg om tot u troon te kan nader. Dit is 'n voorreg om u naam te kan aanroep, Here. Dit is 'n voorreg om net te kan kom erken dat u die Here is en dat daar niemand soos u is nie. Dit is so 'n voorreg dat ons u woord mag hê en dat ons u woord met mekaar mag deel en dat ons die woord mag breek en dat ons eintlik maar vir u net moet vra, Here, dit is u woord. Maak u dit vir ons oop, dat ons niks sal sê wat nie is dit wat u bedoel het nie. Maar Here, dankie dat u ook weet, wie is elkeen wat ingeskakel is, wie is elkeen wat na hierdie woord gaan luister, en u weet wat elkeen van ons nodig het in ons lewens, en daarom bid ons, Here, dat u dan ook sal gee, dat die regte mense ingeskakel sal wees, die regte mense sal luister vir wie hierdie woord bedoel is. Ons bid dat u verheerlik kom word in en deur ons elkeen se lewens. Ons bid, Here, dat u ons nou reinig, ons harte, ons gedagtes, ons hele wese. Ons bid, Here, dat u ons moet vul met u Heilige Gees, dat ons deurweek kan wees met u Gees, o Here, word u verheerlik, want u is 'n wonderlike God, en daar is niemand soos u nie. En ons is dankbaar, Here, dat u kan sien vir mense soos ons. Seën nou elkeen in die naam van die Here bid ons dit, en seën u woord aan ons harte in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Rigters hoofstuk 6. Rigters hoofstuk 6, ek lees vers 1 en dan vanaf vers 6, of dan vers 6 ook, en dan weer vanaf vers 11 tot en met vers 16. So ons begin by Rigters 6 vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het, wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lang. Vers 6, en Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En dan van vers 11 tot 16. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abisriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom, en waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp, en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom en sê, gaan in hierdie krag van jou, en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Net tot sover dan die geleesde deel. Liewe vriende, as ons kyk na die gedeelte, dan ons het al baie oor Gideon gepraat, u het baie preke al oor Gideon gehoor, en dis wonderlik, want dis wonderlik om te sien, hoe dat die Here in iemand se lewe kan werk, en ons wil vandag weer bietjie oor Gideon praat, maar ek wil ook graag hê, dat ons moet begin by die begin, en dit is wanneer vers 1 sê, maar toe die kinders van Israel gedoen het, wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lang, en dan vers 6, en Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. Vriende, dit is hierdie gedagte net van, die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here het hulle oorgegee in die hand van die Midianiete. Ons moet vandag eerlik wees met onsself. Ons moet vandag vir onsself ook die vraag afvra,
Is ek besig om te doen wat reg is in die oë van die Here? Want jy sien, wat het hulle gedoen? Hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En ons moet onthou, dit was nie asof hulle nie geweet het dat hulle verkeerd gedoen het nie. Hulle het dit doelbewus gedoen. Dis 'n besluit wat hulle geneem het. En net so geld dit vir my en vir u, dat so dikwels, dan doen ons doelbewus wat verkeerd is. Ons weet dis verkeerd, ons weet dit gaan die Here ongelukkig maak, maar ons kies nog steeds om dit te doen, want die gedagte is baie keer, die Here vergewe mos, die Here is mos genadig. Liewe vriende, die Here roep vir my en vir u as kinders van die Here, hy roep vir ons op in hierdie dae om heilig te kom lewe. Hy roep vir ons op om meer en meer toegewyd aan hom te word. Hy roep vir ons op om meer tyd in gebed te spandeer, om meer tyd met die woord te spandeer, om meer getrou te wees in ons diensbywoning, indien dit vir ons moontlik is. Hy wil hê dat ons moet nader en nader aan hom leef. Ons moet nie soek om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Want die gevolge is nie altyd so lekker nie. En sien, ons moet onthou dat sonde het altyd gevolge. Net soos wat dit is, as 'n mens goed doen, dan het dit ook gevolge, dit het goeie gevolge. Maar as jy die kwaad doen, dan het dit kwade gevolge vir 'n mens. En dit moes baie erg gewees het vir die volk van Israel, om te dink, liewe vriende, dat hulle is in die beloofde land. Hulle het beerwe wat die Here vir hulle beloof het, maar omdat hulle doelbewus doen wat verkeerd is in die oë van die Here, stuur die Here vyande wat vir hulle binne in hulle beloofde land op hulle belofte kom omsingel en hulle swaar laat kry. En so baie keer dan sit ons ook, soos wat Gideon gesit het. Gideon het met hierdie vertwyfeling gesit. Hoe is dit dat julle kan sê die Here is vir ons? Hoe is dit dat julle kan sê die Here het hierdie land vir ons gegee? Maar kyk dan wat gebeur met ons. Ons is omsingel deur die Midianiete. Hulle vernietig ons oeste. Hulle kom en maak net wat hulle wil. En ons is in die beloofde land. Dit is wat God aan ons as 'n volk beloof het. Maar ons is nie in beheer van dit wat God vir ons beloof het nie. Liewe vriende, ons moet gaan eerlik wees met onsself. Ons moet vir onsself gaan afvra, wie het die vyande ingelaat? Wie het die vyande toegelaat? Want jy sien, as 'n mens die hele gedeelte van Gideon sou lees, dan kom jy agter, dat terwyl Gideon met die engel van die Here murmureer, terwyl hy besig is om hierdie skynbaar goeie vrae te vra, is dit so dat binne in Gideon hulle se, of op Gideon hulle se eie erf, staan daar 'n Baal afgod, staan daar 'n altaar vir Baal. Met ander woorde, Gideon weet dat daar is sonde binne in hulle huis, daar is sonde binne op hulle erf, en tog wil hy vra, waar is die seën van die Here? Waar is die beloftes van die Here? Waar is die teken van die beloftes, wat julle sê die Here het gesê? Jy sien, ons as mens, as ek het so kan stel, ons is baie keer verwaand in die sin, dat ons vir God wil uitdaag, verwaand in die sin, dat ons baie keer wil sê, Here, hoe kan u hierdie negatiewe dinge toelaat? Hoe kan u toelaat dat hierdie ding oor my kom? Ek is dan u kind, ek dien dan vir u. Maar dan is ons nie eerlik met onsself nie. Ons is nie eerlik met betrekking tot waarmee ons besig is in ons lewens nie. Baie keer dien ons die Here, maar ons het nooit tyd vir die Here nie. Baie keer dien ons die Here, maar daar is nooit stilte tyd in ons lewens nie. Baie keer dien ons die Here, maar ons vind dit moeilik om op 'n Sondag byvoorbeeld op te gaan na die huis van die Here toe, want dit bots met my planne. En wanneer die Midianiete kom en hulle omsingel ons en hulle bring teëspoed oor ons, dan is die eerste argument wat ons het, maar ek is dan 'n kind van die Here. Ek lewer dan 'n finansiële bydrae vir die kerk en vir die werk van die Here. Hoe kan dit met my gebeur? Vriende, laat ons eerlik wees met onsself. Waarmee is ons besig? Wat is die dinge wat ons mee besig is, wat verkeerd is in die oë van die Here, maar ons is tevrede daarmee? Maar dan bly dit altyd wonderlik.
Dit bly wonderlik dat ongelukkig aan die een kant vat dit altyd mense tyd voordat hulle die Here aanroep. Dit het die Israeliete 7 jaar geneem voordat hulle die Here aangeroep het. Hulle het eers hulle eie planne probeer beraam. Hulle het eers probeer self kyk, hoe kan ons die Midianiete uitoorlê? Hoe kan ons hulle mag oor ons verbreek? Maar toe hulle sien dat dit hou nie op nie, hulle word al hoe armer, hulle leef amper in 'n hongersnood situasie, toe begin hulle om die Here aan te roep. Hoekom roep ons die Here sommer die eerste dag aan nie? Nee, dit is interessant hoe dat die mens, wanneer hy in sonde besig is, selfs as 'n kind van die Here, wanneer hy met sonde besig is, dan beraam hy sy eie planne. Dink maar aan Dawid, toe hy met Batsheba deurmekaar geraak het, in steede van, toe hy hoor sy swanger, in steede daarvan dat hy kom en sê, Here, ek het gesondig, sê die Bybel het hy eers probeer om sy sonde toe te smeer, dat het nie moet lyk na sonde nie. In die proses laat hy Uria vermoor, hy trou met Batsheba, en hy dink dit is nou alles reg. Vriende, dit is hoe die mens ongelukkig is, dat ons roep nie altyd sommer net uit na God nie, ons bely nie sommer net altyd ons sondes nie, ons probeer by dit verbykom. En dit vat hulle 7 jaar, voordat hulle die Here aanroep. Maar weet jy wat wonderlik is hier, is dat die oomblik toe hulle die Here aanroep, die oomblik toe hulle erken, Here, ons het gesondig, ons het 'n fout gemaak, ons het ons rug op U gedraai, ons het ons fokus van U afgehaal. Here, ons het met afgoderry begin besig raak, help ons, wees ons genadig, is dit so wonderlik om te weet, onmiddellik het die Here 'n profeet gestuur, om met hulle te praat, om vir hulle te sê, dis wat julle verkeerd gedoen het, julle is besig om die Baal staan bid, julle het God een kant geskuif, hy is nie meer nommer 1 in julle lewens nie, hy is nie meer nommer 1 in julle aanbidding nie, julle moet dit kom regstel. Maar onmiddellik, liewe vriende, en dis die wonderlikheid daarvan vandag, as u 'n kind van die Here is, en u weet vandag, u is nie besig om te doen wat reg is in die oë van die Here nie, en as jy besig is om agter te kom, dat die vyand besig is om jou te verniel, om jou by te kom, dan wil ek vandag vir u sê, daar's 'n wonderlike voorreg wat ons het, daar's 'n gedeur van genade wat vir ons oopstaan, kom ons kom na die Here toe, kom ons kom bely, Here, ek het met sonde teen mekaar geraak, Here, ek het begin doen wat verkeerd is in die oë, wees my genadig, want die Here is genadig, die Here is barmhartig, die Here is lankmoedig, die Here hou nie vir altyd die toren nie. Ek dink sommer net aan Adam en Eva, dat die Bybel sê dat nadat hulle uit die tuin uit gesit was, het hulle op hulle eie aangegaan. Hulle het maar net gedoen wat hulle wou. En het was eers nadat Kain vir Abel vermoor het, en toe daar weer 'n seun vir hulle gebore was, Set, en toe Set 'n kind het, met ander woorde eers, toe Adam en Eva oupa en ouma geword het, sê die Bybel vir my, het Adam en Eva die Here aangeroep. Hoekom so lank? Maar dis hoe ons as mens ongelukkig is, maar het bly altyd wonderlik om te weet, dat die oomblik wat hulle die Here aanroep, dan is die Here daar, dan is die Here gereed om te luister, die Here is gereed om iets te doen, en te kom ingryp, en vir ons weer op die pad terug te bring. So liewe vriende, dis baie, baie belangrik, dat ons eerlik met onsself moet wees, dis baie belangrik, dat ons eerlik met God moet wees, want daar's niks wat hy nie weet nie, bely onbelyde sondes, erken jou sondes, maak reg met die Here. As u vandag nog nie die Here Jesus ken, as u persoonlike saligmaker nie, dan wil ek u nooi, kom na die Here toe. As die sonde besig is om jou te tigtig, as jou eie ongeregtigheid besig is om vir jou die lewe donker te maak, kom na die Here toe, bely jou sondes, erken jou sondaarskap, en die Here sal genadig wees, die Here sal barmhartigheid bewys aan jou, want hy wag vir jou om te erken, ek het die Here nodig. Ek sê altyd, liewe vriende, dit is altyd vir my so wonderlik, die Here dwing hom nooit op mense af nie,
Net soos wat hy hom nie op Adam en Eva afgedwing het nie. Hy het 'n verhouding met Adam en Eva gehad, maar Adam en Eva kon met hierdie verhouding maak wat hulle wou. Want God wil hê dat ons hom uit liefde moet dien. Ons moet hom volg uit liefde uit. As dit van die Here afhang, kan hy elkeen van ons dwing om ons te bekeer, maar dan sou dit nie uit vrye wil wees nie. Dit sou nie wees in reaksie op sy liefde en sy genade wat hy aan ons bewys nie. Ons sou dan almal gesê het, ons het mos nie 'n keuse gehad nie. Maar jy het 'n keuse vandag. Jy kan kies om die Here te dien. Jy kan kies om uit jou sonde uit op te staan. Jy kan kies dat die bloed van Jesus jou vandag kom reinig en jou skoon was en jy kan met 'n nuwe lewe begin. Vriende, wanneer die Here besig is om te reageer en om na oplossing toe te kom, dan is dit altyd interessant om te sien na wie toe die Here draai. Wanneer Saul die Here teleurstel as 'n koning en die Here soek iemand na sy hart, dan dink Samuel dat hierdie nuwe koning moet net so gespierd soos Saul wees, hy moet net so groot soos Saul wees, hy moet iemand wees wat die aandag trek, en dan keer God hom na Dawid toe, 'n skaapwagter, nie 'n regte vegter nie, nie 'n koningprestasie nie, maar God draai hom na hom toe. En so is dit ook in hierdie geval, wanneer die volk die Here aanroep en die Here bewys genade aan hulle, dan draai hy na 'n jong man, 'n jong seun wil 'n mens amper sê, hy draai na Gideon toe. Maar kyk hoe kyk Gideon na homself, kyk hoe kyk die Here na hom, dit bly altyd vir my die treffende van hierdie gedeelte, hoe dat die Here na Gideon kyk, en dan natuurlik weer hoe dat Gideon na homself kyk. Die Here kom na Gideon toe en hy sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. En Gideon sê, hoe kan dit wees? Ek behoort aan 'n halwe stam van Manasse. Ons familie is maar 'n eenvoudige familie binne in hierdie halwe stam, en ek, hoor wat sê, hy sê, ek self is die geringste in my familie. Ek is 'n niks. Here, waar kom u daaraan dat ek 'n dapper held is? Waar kom u daaraan dat ek in staat is om iets te kan doen wat helde status verdien? En die Here sê vir hom, Gideon, gaan in hierdie krag van jou, gaan in hierdie gesindheid waarin jy is, want Gideon, jy sit in top, jy wonder waar is God, jy wonder waar is God se wonders, God wil jou deel maak van sy wonders, God wil hê jy moet eerstehands beleef van wat die krag van die Here is. Liewe vriende, sonde het die vermoë om jou mensheid af te takel. Sonde het die vermoë om jou so uit te trek, wil ek eintlik sê, dat jy op die ouende niks dink van jouself nie, dat jy dink jy is gebore om te misluk, jy is gebore om maar net hier rond te wees, dis die ander mense wat die helde is, dis die ander mense wat byvoorbeeld deur die Here gebruik kan word, dis die ander mense wat daar in die rugbyspan kan speel, dis die ander mense wat kan sokker speel, dis nooit ek nie, wie is ek nou, ek is niks. En die Here wil vandag by jou kom stil staan en sê, dapper held, neem in jou plek, neem op jou verantwoordelikheid, hou op jouself afrem, hou op om jouself te verkleineer en te verneder. God sien iets in jou, wat die duiwel nie wil hê jy moet sien nie. Staan op, dapper held. En dan sê die Here vir Gideon, jy sal Israel verlos soos een man. Jy gaan vooruit trek. Gideon, dit gaan wees asof jy die Midianiete die skrik op die lyf jaag. Ek sien, jy het dit in jou. Maar Gideon, jy moet bereid wees om van die sonde in jou lewe ontslae te raak. Jy moet bereid wees om te breek met dit waaraan jy saam met jou ouers aan vashou. En dan sien ons, toe Gideon beginne optree, toe gaan hy is nog steeds bang. Hy is nog steeds half gestand aan sy naam. Hy is bang. Hy gaan daar in die nag en hy gaan breek die afgodsaltaar af wat daar op hulle erf gestaan het. Want hy is bang, sê die Bybel. Hy het in die nag gegaan. En weet jy, dit is my so interessant, dat die Here sê vir Gideon, selfs nadat Gideon in sy bangheid, hy besef nou die Here is besig met hom, maar hy is bang. En dan kom hy en hy sê, Here, kan ek nie net nog 'n keer vir u op die proef stel, asseblief? Help net vir my hier.
My geloof is bietjie klein. En dan sê die Here, is reg, wat moet ek vir jou doen? Hy sê, Here, hier lê 'n vliesie voor die deur, en ek wil hê dat u moet gee, dat die vliesie moet droog wees, en die gras rondom die vlies moet nat wees, en dan kom hy die volgende oggend daar, en is presies soos wat hy gevra het, die vliesie is droog, en die gras is nat, en dan nogtans twyfel hy sê, ag Here, net nog een keer asseblief, kan ek net vir u vra, kom ons keer dit net om. Dalk was die eerste een bietjie makliker vir u. Kom ons vra, Here, dat die vliesie moet nat wees en die gras moet droog wees. En dan sê die Here vir hom is reg, en dan gebeur dit so, en is presies soos wat hy gevra het. Maar die Here sien, daar's nog steeds 'n bangheid by Gideon. En dis my so mooi, liewe vriende, dat die Here is so geduldig met ons. Hoor net wat sê die Here vir Gideon op die aand van die aanval. Die Here sê vir Gideon, as jy nog steeds bang is, stap af na die laar van die Midianiete, gaan luister waaroor hulle praat. En dan stap Gideon af saam met een van sy manskappe, en hy kom daar en hy hoor die een man vertel vir die ander een 'n droom. Hy sê ek het 'n droom gehad, dat daar 'n klip kom rol hier in die laar van die Midianiete in, en hy die laar plat gehardloop, en dan sê die een vir die ander een, dit is niks anders as Gideon nie. Jy sien, liewe vriende, die Here sien in jou die potensiaal. Hy wil saam met jou die pad loop. Die vraag is, wil jy saam met hom die pad loop? Wil jy nie opstaan en ophou toelaat dat die duiwel jou verrinneweer? Wil jy nie opstaan en sê, Here, genoeg is genoeg nie. Lank genoeg het ek die Satan toegelaat om oor my te heers, om my te verrinneweer, om my swak te maak. Lank genoeg het ek hier in ellende rondgekruip, letterlik. Here, omdat ek geglo het ek is 'n niks, omdat ek geglo het dat daar kan niks goeds uit my kom nie. Here, wil u nie vandag my hand vat? Wil u nie vir my laat opstaan en vir my lei, dat ek die oorwinning kan aanskou, wat u vir my in gedagte het nie. My liewe vriend, u wat nou luister en na my kyk, jy is 'n dapper held, as jy bereid is, om jou sonde te bely, en jou afhanklikheid van die Here raak te sien. Jy's 'n dapper held, as jy bereid is, om die altare, wat jy weet daar in jou lewe is, om daarmee af te breek, en te sê, Here, ek plaas my volle vertroue in u. Jy is daar die dapper held, maar jy moet die Here toelaat, om in jou te wees, en in jou te word wie hy is. Jy moet hom toelaat, om beheer oor te neem van jou lewe. Daar die Midianiete, wat jou so verrinneweer het tot nou toe, hulle is bang vir jou. Hoor net wat sê die man vir die ander een, dis niks anders as Gideon die Abiesriet nie. Hulle het dit geweet. Hulle was bang vir as God in enige iemand daar sou opstaan en sy krag openbaar, en hulle het agtergekom dat die Here met Gideon besig is, want die Here verminder 42,000 man, verminder die Here na 300 man. Want die Here wil hom aan Gideon openbaar, en ook deur Gideon openbaar. En so, my liewe vriend, kom die Here nou op hierdie oomblik na jou toe, en hy vra vir jou, sal jy my vertrou? Sal jy die Here vertrou? Sal jy die altare gaan afbreek? Sal jy bereid wees om jou sonde te bely? Sal jy bereid wees om jou vertroue in die Here te stel? Nie in mense nie, nie in die verlede nie, maar nou om die Here te vertrou. Dit is die uitdaging wat vandag voor my en voor u gelê kom word. Want u sien, toe Gideon sy vrese kon oorkom, toe Gideon sy twyfel en sy ongeloof kon oorkom, was dit nie net vir hom 'n oorwinning nie, dit was vir die hele Israel 'n oorwinning. En daarom, liewe vriende, roep die Here vir jou op in hierdie dag, want hy wil deur jou die oorwinning behaal, wat vir jou tot 'n oorwinning sal wees, maar ook vir vele ander wat in jou lewe is. Jy is die een wat die Here wil gebruik. Staan op in die naam van die Here. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u so baie, baie dankie, net om te kan weet dat u die Here is. Ons sê vir u so baie, baie dankie, dat u so betrokke is in ons lewens. Here, u seën nie sonde nie, u keer nooit sonde goed nie.
Maar wanneer U toelaat dat die sonde ons tigtig, dan is dit ook nie om ons te vernietig nie, maar is juis om vir ons op te roep tot bekering. En ek bid nou in hierdie oomblikke dat U, Here, met elkeen sal wees wat hierdie woord gehoor het. Dat daardie persone vandag vir U sal sê, Here, ek stap weg van die altare in my lewe, die afgodsaltare, ek stap na U toe. Here, hier is ek, kom en openbaar U self in en deur my lewe in Jesus naam. Here, dankie dat ek nou kan spreek tot elke dapper held en dapper heldin in die naam van die Here. Amen. Amen. Weet jy wat het sal ons as God jou nie verlaat?